Môre, dit is die 2de Julie, 'n splinternuwe yskoue maand. En die goeie ding van hierdie maand is dat al die goggetjies gaan dood, sodat ons 'n goeie somer kan hê. Ons moet altyd positief dink. Nou ja, al is die koue daar, dis die 2de Julie, vir julle wat nog nie wakker geword het nie. Die nuwe maand het gedraai en die lengte is op pad. Een van die dae gaan jy die blaartjies in die pragtige nuwe verskynsel oor die hele aarde sal jy sien, want God is getrou, ook aan seisoene daar buite. Nou vanmôre wil ek graag bietjie met julle praat oor iets. Ek is die afgelope ruk bietjie besig met Handelinge, en daar sien ons hierso in Handelinge 4 en hoofstuk 3, waar Petrus, 'n doodgewone ou, wat nie baie geleerd was nie, hy stap in die kerk in, en net voor die kerk staan, in die tempel staan daar 'n man wat vir 40 jaar verlam was. En dan sê hy vir hom, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op. Hy steek sy hand uit, en daai man, wat sy hele lewe lang vir almoese en vir ou geldjie vra, word genees. En die man hardloop daar in die kerk in, en almal sien hom. En almal is in rep en roer. Daar's 'n paar manne daar, die owerstes en die Sadduseërs en die hoëpriesters. Hulle is baie ongelukkig oor hierdie man, want is 'n rumoer, want daar's oor die 5000 mense wat dit gesien het, en hulle beleef wat die naam van Jesus Christus kan doen. En dan kom ou Petrus, en dan wil hulle hom nou vastrek, en sê, hey, hierdie ding moet nou ophou hierso, hierdie ding hou ons van, die kos moet terug, ons moet nou weer stilte, ons moet nou weer alles weer regkom. Maar hy kan nie, want die naam van Jesus het 'n man wat 40 jaar verlam was genees. En dan daag hulle hom nou weer voor, en hulle sê vir hom, okay, manne, julle moet nou rustig, asseblief, ons soek nie weer hierdie goed nie. En dan kom ou Petrus, en dan getuig hy voor hulle, hy sê, ek kan nie onder 'n ander naam praat nie, want dis die naam wat my gered het. Daar's nie 'n manier, julle sal my nooit kan stop nie. En dan gebeur iets, dan begin ou Petrus die Here te loof en te prys vir hierdie wonderwerk, want die woord sê, alles sal ten goeie meewerk. En dan loof hy en dan prys hy die Here hier in Handelinge 4. Ek gaan dit vir jou lees, dit is so mooi. Handelinge 4, kom ons gaan oor. Handelinge 4, vers 29. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te kan spreek. Here, dat daai ouens nou kan praat, dat hulle ook die naam van die Here kan gebruik. Ek en jy kan dit ook gebruik. Deurdat u hand uitgesteek het tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasgevind het. Hoor hierdie een. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met alle vrymoedigheid gespreek. Wow, jy weet, dit het my nogal dink. Ek wonder wie daai plek geskit. Ek wonder wie het daai plek geskit. Dit beteken, wow, daar was iets. En toe begin alles te bewe daar binne. Die plek was geskit. Met alle respek, ek dink God die Vader het alles so dopgehou. Hy het hierdie twee manne so dopgehou. En toe alles nou gebeur het, toe skud 'n bietjie die plek. So van heerlikheid. Ek dink, met alle respek, met grootste respek teenoor ek dink hy het lekker tot in sy tone gekry, van hierdie manne wat hierdie wonderwerk laat gebeur het. As 'n ander plek ook wat ek kan onthou, dat ons dit nie eintlik sien nie, dat die Hemelse Vader elke dag ons dophou. En dan kyk hy, en dan sê hy, nou julle Job 1, staan God, en dan hou hy vir Job dop. Maar Job sien dit nie. En dan kom die duiwel, Job 1 vers 5, dan kom die duiwel van 'n ver plek af, en sê hy, die Here, God die Vader, hy sê vir die duiwel, het jy ag gegee op my kneg? Het jy hom dopgehou? Het jy hom gewatch? Hey, dis 'n eyster daai. Dis my boetjie. Daai mannetjie, hy offer, hy doen alles reg, hy's Christelik, hy doen alles, hy's geseënd. Ja, sê die duiwel, kom ons vat net so 'n bietjie aan hom. Daai kan jy maar verder gaan lees, maar weet waarvan hou ek, is dat God het gespog by die duiwel van Job. Nou hier sien ons ook, dat God skud die plek, omdat hy gesien het, hier's manne, wat geloof het, wat ernstig is oor God. Is dit nie mooi nie? Ek wonder, daar waar jy loop, en jou wonderwerk gaan gebeur, hou vas, want dalk gaan die mure begin te beweeg, en die tafels en die stoele, want God se heerlikheid kom in die vertrek. Ja,
Ek klink dan nou vir jou 'n bietjie of ek op 'n ander level is, né? Nee, dit het hier gebeur. Gaan lees dit. Vers 31, Handelinge 4 vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En almal was vervul met die Heilige Gees. En die woord van God is met vrymoedigheid. Daai mense was nooit weer dieselfde. Hoekom? Want Petrus het die naam van die Here geroep. Hy het daai man in die hand gevat en sê, ek kan dit nie doen nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op. En daai man hardloop in die kerk rond. Vir 40 jaar het almal hom gesien as 'n verlamde. En die volgende oomblik is hy genees. What a friend we have in Jesus. Gaan maak 'n verskil. Gaan doen dit. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat Suid-Afrika gaan nog bewe, Here. Ons profeteer dit. Dankie vir die grootheid en die wonderlikheid en die Heilige Gees wat hierdie wêreld waar ons in leef nog gaan vervul. Ons loof en prys U naam. Amen. Geseënde dag vir jou. Jou beste, nog sekerlik op pad. Totsiens, tot 'n volgende keer.